Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Ons is in Jesus stories deel 75 en ons prys die Here vir die genade om al hierso te wees. As jy vanoggend vir die eerste keer is met Jesus stories, hy's van nommer 1 af op YouTube. Jy gaan so 'n bietjie langer as 'n jaar besig wees as jy elke dag een luister. Nee, ek spot sommer, daar is 365 dae in 'n jaar. Maar jy gaan lank besig wees as jy wil opvang. En ek sal jou allerlei vang op. Veral as hierdie jou raak, as hierdie in jou vat. Die Here red jou deur 'n nuwe mens aan jou binnekant van jou sondige mens te skep met 'n begeerte vir hom. Dis hoe God jou red. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Om gered te wees en om te ken is sinoniem met mekaar. En hoe leer jy hom ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat die Vader gesê het en hy het net gedoen wat die Vader gedoen het. Want hy het aan ons kom voorstel wie God die Vader is, dat ons hom kon ken. Hy het ons kom versoen met God. En dit was nodig en ons gaan vanoggend spesifiek sien hoekom dit nodig was. Dit sê ook vir ons wat doen enige iemand wat gered is. Enige iemand wat gered is, sê wat God sê en doen wat God doen. Sê wat Jesus gesê het en doen wat Jesus gedoen het. Dis wat 'n disipel van Jesus doen. Donderdag, vir die van julle wat nie weet nie of nie onthou het nie, was Hemelvaart. En Hemelvaart kondig die dag aan wat Jesus opgevaar het hemel toe. Dit het presies 40 dae gebeur nadat Jesus uit die dood het opgestaan het. En dit is merkwaardig vir ons vir 3 redes. Ons vier dit vir 3 spesifieke redes. Die heel eerste rede hoekom ons Hemelvaart vier, is want dit het gemaak, dit het aangekondig. Dit was die finaal van Jesus se lewe op aarde. Dit het aangekondig dat hy is wie hy gesê het hy was. Hy was die Messias, hy was die seun van God. So dis die eerste rede hoekom ons Hemelvaart vier. Hy was Jesus. Ons weet hy was Jesus want sy disippels het neergeval en hom aanbid toe hy opvaar in die hemel in en hulle het geweet, jy mag net God alleen aanbid. Hy was toe al die tyd wie hy gesê het hy was. Hy was die Messias. Hulle het hom opgesien gaan in die hemel in. Die tweede rede hoekom ons Hemelvaart vier, is van dit moes gebeur. Jesus self het gesê, as ek nie gaan nie, kan die Heilige Gees nie kom nie. Ek moet gaan vir die Heilige Gees om te kom. Ek kan nie by almal van julle terselfdertyd in my lyf wees nie, maar ek wil graag by julle almal wees om 'n persoonlike verhouding met julle almal te hê. So ek gaan my Gees vir julle stuur. Om die Heilige Gees uitgestort te hê op die aardbol het Jesus nodig gehad om te gaan. En dis hoekom ons Hemelvaart vier. Want vandag kan ek en jy, net soos die disippels wat vir 3 jaar lank saam met Jesus elke dag gestap het en sy teenwoordigheid beleef het en gehoor het wat hy gesê het en gesien het wat hy gedoen het, alhoewel hulle baie keer getwyfel het en bang was en nie geweet het waarmee hy besig was nie, nie altyd goed gevoel het selfs by hom nie, onveilig gevoel het, kan ek en jy vandag ook daai ervaring met God self hê. Ons kan sy teenwoordigheid beleef. Ons kan die Heilige Gees beleef en ervaar, net soos die disippels het ervaar het. Hemelvaart se bewys daarvan, hy moes gaan dat ons die Heilige Gees kon hê. En die laaste ding, hoekom ons Hemelvaart vier, die derde rede, is dit bevestig my en jou rol in sy koninkryk. Net op dieselfde dag, net voordat hy hemel toe is, het hy vir ons gesê, wat maak ons hier? En dat ons deel is van sy plan vir die wêreld. Dit bevestig my en jou rol in hierdie wêreld. En hy het vir hulle gesê, julle is my volgelinge, julle behoort nou aan my. Hier is wat julle moet doen. Julle moet nou sê en doen wat ek gesê het en wat ek gedoen het. Dis wat ek vir julle instoor het, dis wat ek vir julle beplan het, dis hoekom jy hier is, dis hoekom jy bestaan. As ek jou gered het, het ek jou gered na my toe, as deel van God se koninkryk om te sê wat God sê en te doen wat God doen. En wat het hy vir hulle gesê om te doen? Hy het vir hulle gesê, jou nommer 1 taak, nêrens anders kry ons 'n ander taak nie. Hy het nie vir ons meer goed gesê as hierdie een nie. Verkondig die evangelie. Hierdie is hoekom ek leef.
is vandag se boodskap. Dis hoekom ek Hannestein bestaan. Is om die evangelie te verkondig. Maar hy het dit nie net vir my gesê nie, hy het dit vir elke ou gesê wat gered word. En vandag is dit nogal vir my skrikwekkend. Wat dink mense is die evangelie? Wat bedoel Jesus met die evangelie? Dis vir my skrikwekkend om te sien dat mense beweeg verby die evangelie, vir een of ander rede, na dieper geestelike ontdekkings toe, asof dit moontlik is. Dis skrikwekkend om te sien hoe baie mense doen 'n klomp ander goed wanneer dit kom by Christendom, behalwe om die evangelie te verkondig. Hulle weet nie eers wat is die evangelie nie. Daar's so baie verskillende weergawe van die evangelie. Party mense dink Jesus het jou lief nes jy is en dis die evangelie. Dis 'n liegstorie. Staan nêrens in jou Bybel nie en as dit so was, hoekom het Jesus aan 'n kruis dood gegaan? Party mense wat sê as jy deur die regte hoep spring, dan gaan hy jou seën. Hy gaan altyd by jou wees. Hy gaan vir jou sorg. Party mense dink dis die evangelie. Dit is ook nie die evangelie. As party mense bedink my storie van hoe die Here my gehelp het is die evangelie. Dis ook nie die evangelie. Dit was nog nooit nie. Dis jou getuienis. Daar's so baie verskillende weergawes. En dan kan ons nie eers oor dit saamstem nie. Elke ou het sy eie storie. Ons kan nie eers saamstem oor wat is die basiese evangelie nie. Daar's mense wat gered is, wat sê ek is 'n Christen, wat nie vir jou kan verduidelik hoe dit gebeur het nie. Want dit was die regte ding om te doen. Almal doen dit. Dis die verantwoordelike ding om te doen. Ek's trots op my besluit. Ek's nou reg. As dit jou weergawe is, dis nie die evangelie nie. Was nog nooit nie. Dis nie wat ons moet verkondig nie. Dis nie waarmee ons moet besig wees nie. En hierdie is baie dringend. Ek het baie lank in my lewe gevat. Ek het die Here gedien vir baie jare voor ek ontdek het wat is die evangelie. Voordat ek besef het hoe noodsaaklik dit is om hierdie boodskap oor te dra. Ek dink baie keer is omdat ons nie besef of ons nie die boodskap ken nie. Dat ons nie besef hoe ernstig dit is dat ons dit moet oordra nie. Dat ons kan nie bekostig om stil te bly nie. So ek gaan 'n bietjie aandag hier aan gee vanoggend. Behalwe net dit, 'n paar ander goed, ons gaan 'n bietjie kyk na hemelvaart ook. Jesus se opdrag aan sy disippels en sy hemelvaart is die opskrif vir vandag se storie. Ek gaan so vinnig konteks gee. As jy die laaste maand gemis het, Jesus het op die eerste dag van die week opgestaan uit die doodheid en hy het sy disippels eers verskyn die aand en hy het weer aan hulle verskyn 8 dae later en weer 'n bietjie later weer aan hulle verskyn. Ons weet nie hoeveel keer nie. Ons weet net hy was 40 dae nadat hy die doodheid opgestaan het, was hy op die aardbol. Paulus skryf dat hy aan meer as 500 mense verskyn nadat hy die doodheid opgestaan het. So dit was jy kon nie daarmee stry nie. Baie mense het hom gesien, baie mense het hom gehoor en hy het almal geleer oor hoe werk sy koninkryk in hierdie 40 dae. So dit het gebeur voor hierdie dag waar ons van vandag gaan praat. Heiliglik is sy disippels in Jerusalem gewees en Jesus het hulle uitgestuur. Hy het gesê gaan op na Betanië toe. Nou om na Betanië toe gaan, moet jy uit Jerusalem uitgaan, deur die vallei van Kidron met 'n stroompie, op teen die Olyfberg waar die tuin van Getsemane was, tot bo op die berg waar Betanië was, daar op die berg het hy sy disippels gekry. En dis waar ons storie vanoggend wegspring. Hulle is buite die dorp, hulle is alleen saam met hom. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hoekom is dit belangrik om dit te hoor? Want Jesus is besig om te sê wie hy is. En ek kom agter, hierdie is die heel eerste probleem wanneer dit kom by die evangelie versprei, wat ons nie verstaan nie. Voor iemand vir jou 'n opdrag gee, moet daai persoon 'n posisie in jou lewe beklee. Ander woorde, as jy vir 'n baas werk, en iemand wat onder jou is of langs jou werk, kom gee vir jou opdrag, luister jy nie, want hy is nie die baas nie, né? Hy is nie die een met die gesag nie. As hy vir jou 'n goeie voorstel maak wat jy ook dink is goed, dan sal jy dit dalk doen, jy weet. Maar as jy vir iemand werk, is hy in 'n gesaghebbende posisie bo jou en jy het jou tyd aan hierdie persoon verkoop, so hierdie persoon kan van jou iets verwag. En hy kan vir jou werk gee. Jesus is besig om te begin deur te sê, ek het al die mag in die hele wêreld. Hy sê nie volg jou opdrag. Dis hoe hy begin. Dis die eerste ding wat hy hierso sê. Die tweede ding wat hy hierso sê is, hy sê, ek is soewerein. Wat beteken ek is almagtig? Ek is alomteenwoordig, ek is alwetend. En hy het dit nie net gesê nie, vir daai groepie mense wat daar gestaan het, het hy dit bewys. Hy het geweet wat gaan gebeur voor dit gebeur het. Hy het vir hulle gesê wat hulle dink, wanneer hulle dit dink, hoe lank hulle dit dink.
Hy het nie net mag gehad oor die natuur en die see en die wind en die weer nie, hy het ook die geesteswêreld gebied. Demone weggejaag. Die demone het hom eers herken voor enige mens om herken het toe hy op die aarde gekom het. So hy sê daar vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hy stel homself gelyk aan God, Jesus Christus, want hy is God in 'n lyf. Hy sê aan my is alle mag gegee. Hy sê daar, ek het die mag oor dood gekry. Dood kon my nie eers dood hou nie. Wat my en jou grootste vrees is, as ons nie die Here ken nie. Dood kon hom nie eers dood hou nie. Ek het alle mag ontvang. So besef in die eerste plek wie ek is, ek's God. Hierdie sê Jesus nie vir mense wat hom nie ken nie. Hy sê hierdie nie vir die wêreld nie. Hy sê hierdie vir mense wat reeds gered is. Jy sal nie daai verstaan of wil dit verstaan as jy nie gered is nie. Want jy's die hoogste gesag in jou lewe as jy nog nie gered is nie. Hy sê dit vir geredde mense. So hulle het verstaan wat hy bedoel het toe hy dit gesê het. Hulle het 100% verstaan wat hy gesê het toe hy dit gesê het. Hy sê gaan nou na al die nasies toe. Stop sommer net daar, gaan 'n bietjie vashak by hierdie skrifvers. Gaan. Kom ons begin by gaan. Hier is die opdrag. Wat beteken gaan? Gaan beteken daar's nie onderhandelinge oor salaris nie. Nêrens hier nie. Hoorie, dis soos wanneer ek vir my kind sê, gewas gou die skorrel goed, hoeveel betaal pappa my? Ek dink jy soek 'n ander bed om vanaand in te slaap. Daar's nie onderhandeling nie. Jy het reeds so baie gekry. Jy kry elke dag kos, jy kry 'n bed om in te slaap, jy kry 'n kombers, jou skoolgeld word betaal. Daar's 'n klomp genade oor jou lewe. En jy's nog my kind. Solank as jy onder hierdie dak bly, gee doen wat ek sê. As die Here sê gaan, dan beteken dit gaan jou 'n prys kos. Dit gaan jou tyd kos. Dit gaan jou energie kos. Dit gaan jou lewe kos. Dis wat dit gaan kos. Want hy het jou gered. Ons gaan nou praat oor wat dit beteken. Gaan, dis wat dit beteken. Gaan. Jy moet jouself neerlê na al die nasies toe. Al die nasies beteken al die nasies. Die Jode op daai stadium het net na Jode toe uitgereik of net met Jode gewerk. 'n Jood het geglo dat enige ander nasie is 'n heidenasie, is 'n goddelose nasie. Dis wat die woord heiden beteken, is goddeloos. So hulle het niks met God uit te waai nie. So ons gaan tipies net na ons eie mense toe. Ons gaan nou nie tipies na al die mense toe nie, want as ons hulle vat, is ons onrein en dan is ons vuil. Dan moet ons self eers gaan bad by die tempel en gaan reinig met al die seremonies en gaan offerande betaal en al die goed. Jesus sê vir hulle, nee, gaan na al die nasies toe. By my is daar nie kleur en geur en ras nie. Na almal toe. En maak die mense my disippels. Okay, my maat, jy kan maar vir jou 'n 9 mil kry. Teen die kop, jy sal 'n disipel van Jesus wees. Dis nie wat daar staan nie. Ek hou meer van hoe Markus dit sê. Markus skryf dit so in Markus 16:15. Hy sê, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in. Die hele wêreld beteken al die nasies en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Dis hoe Markus dit geskryf het. Hierdie is Matteus se weergawe. So Jesus sê, gaan, dit gaan jou 'n prys kos. Al die mense moet die evangelie hoor. Almal moet die woordjie evangelie, en hier gaan ons nou gesels oor wat beteken die evangelie. Die woordjie evangelie beteken goeie nuus in die Grieks. Gaan gee vir die mense goeie nuus. En is net hier waar ons probleem sit. En wat ek glo die groot probleem is in die kerk en in Christene se lewe vandag. Hoekom is die evangelie goeie nuus? As jy vir mense moet vra, dan sê hulle nee, Jesus het vir my sondes dood gegaan. Sê ek, okay, verduidelik. Wat beteken dit? Kriek, kriek. Wat beteken dit? Jesus het vir jou sondes dood gegaan. Goeie nuus is nie goeie nuus. Nie voordat jy weet wie jy is en waar jy is nie. Dit kan nie goeie nuus wees nie voordat jy daai twee goed weet nie. Byvoorbeeld, kom ek gee jou 'n maklike voorbeeld. Jy is jonk getroud. Julle drieling is nou 6 maande oud. En jy vind uit, Checkers het 'n special op doeke. Wie's jy? Jy's 'n ouer. Waar's jy? Jy het 3 kinders in 'n huis. Dis goeie nuus. Jy kan nou 2 weke se Desember vakansie boek as gevolg daarvan. Ek kan dit so ekstreem verduidelik. Maar wie's jy en waar's jy?
Byvoorbeeld, iemand wat nie getroud is nie, nie eers kinders het nie 'n klou het waarvan ek praat nie, vir jou is dit nie eers nuus nie. Jy het dit nie eers gehoor toe iemand het gesê het nie, die advertensie was op die TV en het alweer verbygegaan, jy het dit nie eers gesien nie. As iemand Pampers sê, dan vra hy, wat is dit? Goeie nuus is eers goeie nuus as jy weet wie jy is en waar jy is. Nie voor dan nie. As jy die evangelie vir iemand gee, moet jy vir hom sê wie's jy en waar's jy, voordat hy gaan verstaan hoekom is dit goeie nuus. Julle verstaan die punt wat ek maak. Anders is dit net nuus. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Dis nie goed of sleg nie, ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Hier is die evangelie, en sterkte vir die ouens wat hou hier, wat dalk vanoggend nie gaan wil terugkom nie. Nommer 1. Wie's jy? Jy suig. Ek het nie 'n mooier manier om dit te sê nie. Jy's 'n sondaar, jy's in sonde gebore, jy's pateties. Luister vandag vir my, niemand wil dit hoor nie. Die wêreld vertel vir jou hoe oulik is jy. Dis hoekom daar so groot verskil is tussen life coaching en die evangelie. Want life coaching leer jou, in jou natuurlike vorm kan jy dit doen. Jy het die vermoë. Jy kan beter wees. Jy is oulik. Paulus leer vir jou, jy's dood in jou oortredinge. Almal het gesondig. Almal kom kort aan die heerlikheid van die Here. Niemand begryp wie's God nie. Niemand soek God nie. Dis wie jy is in jou eerste geboorte. Die wêreld is stikkend. As jy dit nou nog nie weet nie, dan is dit omdat jy nog te jonk is. Siekte en seer heers. Die lewe is taaf, dis normaal. Die wêreld is stikkend en vervloek. Jy verdien nie dood en daarna om tot in ewigheid gemartel te word, want God se wraak moet oor jou uitgegiet word vir die sonde wat jy het en gedoen het in jou lewenstyd. As dit nie jou realiteit is elke dag van jou lewe nie, verstaan jy nie die evangelie nie. Daar is nie 'n groter vyand in jou lewe daar buite as jy nie. As jy elke dag 'n slagoffer is en 'n klomp redes het hoekom jy vir mense kwaad is, verstaan jy nie die evangelie nie. Dis hoekom Jesus gesê het, vergewe hulle soos ek julle vergewe het. Jy verstaan nie wat dit beteken dat jy moes vergewe geword het nie. Dis hoekom jy so vashou aan jou wroging. Ek kan nie hierdie hard genoeg verduidelik nie. Die grootste vyand in Hannes se lewe is Hannes. Paulus het geskryf, van al die sondaars is ek die grootste, en hy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy was nooit in sy lewe nie bewus van sy menslike sondige natuur nie. Jy beweeg in jou lewe nooit verby die evangelie nie. Elke keer as jy in konflik kom, word jy herinner dat jy genade nodig het. Elke dag van jou lewe staan jy op en jy kan lewe. Jy kan iets vir iemand beteken, en dit is nie jy wat so oulik is nie. Dis God wat jou gered het. As jy nie weet wie jy is nie, sal die evangelie nooit vir jou sin maak nie. Gaan jy nie eens weet hoe om dit vir 'n volgende persoon oor te dra nie. Ek het my lewe lank in die kerk groot geword en nooit hierdie boodskap gehoor nie. Daar's vir my gesê die Here het my lief soos ek is. Daar's vir my 'n resep gegee. Jy volg hierdie resepie. Ek het nou nie in die Susterskerke groot geword nie, maar hulle het ook 'n resep. Jy moet gedoop wees, jy moet in graad 11 belydenis aflê. Dan is jy sap, jy moet hierdie regte hoep spring om daar te kom. Dis goeie nuus vir niemand nie. Wettisisme is nie goeie nuus nie, by the way. Dis 'n las. Ek prys vandag die Here met alles in my, dat ek nie so hoef te leef en daar hoef te leef elke dag van my lewe nie, en dis net genade, ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Want is nie jy wat jouself daar uithaal nie, jy kan nie. Hy haal jou daar uit. As jy jouself nie daar sien nie, gaan jy nooit jou behoefte vir God se genade in jou lewe raak sien nie. Want jy is oulik genoeg. Hoe beter dit met jou gaan, hoe meer dink jy ek kan self. Ek's okay. Hoe beter dit met jou gaan, hoe meer isoleer jy jouself en sê ek het niemand nodig nie. Die kondisie van die mens is desperaat. Hoe langer jy 'n pad stap saam met die Here, hoe meer nederig maak dit jou. Want jy besef, niks van dit verdien jy nie. Het nog nooit nie. Hier kom die goeie nuus.
Jesus het gekom om namens jou marteling te vat. Jou dood te sterf en hy het toe die dood oorwin. Hy het gekom en gedoen wat jy nie kan doen nie. Hy het gekom en jou pak slaag gevat. Jou dood gesterf, wat jy verdien. Sodat as jy jou vertroue nou in sy werk vir jou sit, wat hy aan die kruis gedoen het, dat jy toegang het tot God. Dis 'n genadegawe. Dis 'n genadegawe. Daar's baie mense wat ook oor en oor vertel. Gaan lees asseblief jou Bybel weer. Maar daar's baie mense wat oor en oor vertel. Dis 'n besluit wat ek maak om gered te word. Johannes 3. Die Heilige Gees red jou. Dis soos 'n boodskap soos hierdie wat jy vanoggend hoor, wat die Here nou in jou hart werk, en jy raak baie bewus van jou eie tekortkominge. Dis die Heilige Gees se werk, want hy oortuig jou van sonde. Dis sy heel eerste werk. Hy oortuig jou van jou toestand. In daai oomblik weet jy die Here is in jou lewe besig. Dis hy wat besig is om jou te red. Dis hy wat besig is om 'n nuwe mens in jou binnekant te maak met 'n begeerte vir hom. Dis die Here wat in jou werk. Hy het gekom om namens jou marteling te vat, jou dood te sterf en die dood te oorwin. So ek gaan nie in ewigheid gemartel word nie. As gevolg van Jesus. Dit is nie vir almal nie, dis wie hy red. Johannes 3, storie met Nikodemus en Jesus, die Gees van God waai waar hy wil, het Jesus gesê, jy moet weergebore word. Nikodemus het hom gevra, hoe kom ek in die koninkryk van die Here? Hy sê, jy moet weergebore word. Hoe gebeur dit? Deur die Gees van God en hy waai waar hy wil. Met jou eerste geboorte het jy niks te doen gehad nie. Toe jy wees nie, toe jy hier. Met jou tweede geboorte het jy niks te doen nie, dis die werk van die Here in jou lewe. As jy agterkom, jy het 'n honger en 'n dors na God en jy het 'n afhanklikheid vir God in jou, het hy in jou gewerk, het jou gered. Hy het kom soek en kom red, soos net hy dit kan doen. Dis genade. Dis nie jy wat so oulik is nie. Jesus het gekom om namens jou marteling te vat, jou dood te sterf en hy die dood oorwin. Hy het my en jou pak slaag kom dra. Want dit was wat nodig was vir regverdigheid by God. Daar is nie 'n ander manier om in sy koninkryk te kom nie. Dis hoekom dit goeie nuus is. Nommer 3, hy soek en hy red deur sy Gees. En nommer 4, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek weet nie altyd of ons hierdie verstaan nie. Waarheid vandag in die wêreld is baie relatief. Alles wat almal kan uitdink vir hulle self en hulle eie realiteit is deesdae waarheid. Dit hoef nie jou waarheid te wees nie, dis my waarheid. Mens noem dit die waarheid is relatief. So daar is eintlik nie so iets soos absolute waarheid nie. Daar is so iets soos absolute waarheid. Ek gee nie om of jy dink jy die waarheid weet nie. As jy nie die waarheid van Jesus Christus weet het nie, het jy nie die waarheid weet nie. Daar's net een waarheid. En as jy volgens daai waarheid wil leef en daai lewe wil beleef, het jy redding nodig. En dan het jy nodig om elke dag aandag te gee aan daai honger en daai dors vir God en by hom te gaan sit en te gaan eet en te gaan drink en te gaan leer wie hy is en jou lewe aan te pas en te begin sê wat hy sê en te begin doen wat hy doen. En dis hoekom Jesus gesê het, my juk is sag en my las is lig. Dis goeie nuus. Weet jy hoe bly is ek vandag, ek hoef nie staat te maak op my eie krag nie. Op my eie redeneringsvermoë nie. Dat my sukses word nie bepaal deur my nie. Waar my lewe heen gaan, ek weet eers wat gebeur môre nie. My lewe is in sy hande. Ek kan net luister en ek kan sê wat hy sê en doen wat hy gesê het. En dis die posisie waarin ek is. Ek moet net aandag gee aan hierdie honger en hierdie dors wat hy in my gesit het, elke dag van my lewe. Dis nie alles my verantwoordelikheid nie. Hy laat die aardbol draai, nie jy nie. Dis goeie nuus. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Met ander woorde, verkondig van hulle die evangelie. Sê vir hulle wat die goeie nuus is. Watse ouens was die mense wat almal na Jesus toe gehardloop het? Met watse mense het Jesus 'n probleem gehad? Die mense wat almal gedink het hulle ken God, met hulle routines en hulle wettisisme. Het Jesus gesê, julle is wit gepleisterde grafte, julle is slange. Watse mense het na Jesus toe gehardloop? Die tollenaars en die sondaars en die dronkaards. Want wat het gebeur? Hulle was bewus van hulle toestand. Hulle het gesien wat se drank
wat die effek van drank was op hulle lewe. Hulle het gesien wat die effek van die diefstal op hulle lewe was. Hulle het gesien dat hulle is besig om hulle hele lewe te vernietig. Hulle het redding nodig en hier daag Jesus op. Hier daag hy op. En toe sê Jesus hierdie opdrag, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n opdrag van Jesus. Doop daarso in die Grieks beteken baptismo, wat beteken onderdompeling. Ek maak baie keer hierdie grappie, ek het nog nooit iemand gesien wat beskuit en koffie eet, en dan druk hy sy vinger in die koffie, en dan spat hy die druppels op sy beskuit nie. Daar is nie 'n ander doop in jou Bybel nie. Gaan lees hom hoek tot kant, daar bestaan nie so iets as klein doop nie. Hierdie was 'n opdrag van Jesus, vir elke ou wat gered is. Jesus self het hom laat doop, sy disippels het hulle self laat doop, hulle het volwasse mense gedoop, wat hulle self bekeer het en na Jesus toe gedraai het, wat gekom het en gesê het, ek is jammer. Here, ek het genade nodig. Hy het gesê, doen dit aan 'n uiterlike kant. Innerlik het ek dit gedoen, getuig nou vir die wêreld deur die water te gaan, vir almal te wys, jy begrawe jou ou sondige mens, jy staan op as 'n nuwe mens, jy gaan my nou volg. Ja, jy is nog steeds vas in 'n lyf. Ja, hierdie lyf het nog steeds selfsugtige begeertes, maar ek sê ja vir my gees, nie vir my vlees nie. Ja, my vlees wens so nou en dan, maar dankie tog, die Here help my konstant. Sy genade is op my. As jy sonde doen nadat die Here jou gered is dit nou veronderstel om jou te jaag na hom toe. Nie te sê, daar's nou 'n ceiling tussen my en hom, ek's nou ver van die Here af nie. Dis soos 'n kind. As 'n kind seer kry, waartoe hardloop hy? Sy ma en sy pa toe, want hy weet waar hy veilig is. As jy regtig die Here ken, en jy maak droog, sal dit jou nader stoot aan die Here. Here, ek is nog meer afhanklik, ek kort nog meer hulp, help. Jy sal hom meer soek. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Hoekom doop ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees? In die eerste plek doop ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, want die Vader, die Seun en die Heilige Gees is vir my en jou verlossing vandag verantwoordelik. Hy het dit moontlik gemaak. Die drie enige God het my en jou verlossing moontlik gemaak. Al drie was teenwoordig met God, met Jesus op die aardbol. Dis die werk van God gewees. En hoekom ons jou ook doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want dit kondig aan, met wie is jy nou in 'n verbond? Met wie is jy in 'n ooreenkoms? Met die lewende God van die heelal. Is ek nou in 'n ooreenkoms? Hy het vir my genade gegee en ek leef vir hom. Dis hoekom ons sê in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kan julle sien wat staan daar? Baie keer in Christendom is daar baie mense met baie kennis oor God. Maar kan julle sien daar wat sê Jesus? Hy sê leer hulle om alles te onderhou. Moet hulle nie net alles leer wat ek julle geleer het nie, leer hulle om ook alles te doen wat ek sê. Dat hulle ook sal doen wat ek doen, dat hulle ook sal sê wat ek sê. Leer hulle, geef hulle geleenthede. Dis hoekom ons straatkafee gister gehou het. Want dis wat Jesus ons geleer het. Dis hoekom ons dit doen, dis hoekom ons opdag, dis hoekom ons beskikbaar is. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En hy kan ons beveel want hy is ons Here. Ouens, hoe kan Jesus my en jou beveel? Dit het weer eens te doen met jou waar jy is toe jy gebore is. Jy is in sonde gebore. Jy het nie 'n keuse gehad nie. Jy is 'n slaaf van sonde. Sonde regeer in jou lewe. En daarvoor verdien jy 'n pak slaan dood. Jy's 'n slaaf. Jesus het gekom en hy het jou losgekoop van slawerny van sonde en hy het gesê nou is jy myne. Jy behoort nou aan my. Prys die Here, ek behoort nie aan myself nie. Want ek het agtergekom wat se vyand ek in my eie lewe is. Dankie tog ek behoort aan hom, die enigste weg, waarheid en lewe. Dis hoekom hy kan sê, hy kan vir my 'n bevel gee. Hy weet beter as ek wat ek nodig het. Hy ken my beter as wat ek myself ken. Hy het my gemaak. Dis 'n voorreg om daar te wees. Ek onthou, ek is by julle en onthou. Ek is by julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Hy is op pad op hemel toe en hy sê vir sy disippels, onthou ek is altyd by julle tot in die volëinding van die wêreld. Want sy Heilige Gees is op pad. Sy Gees is op pad om by ons te wees. Ek het dit so 3 weke terug gesê, het ek gesê, Jesus se Gees, as jy altyd die Here se teenwoordigheid gevoel het, heeldag, aldag, het jy nie geloof nodig gehad nie. Het jy nie vertroue nodig gehad nie. Jou vrou of jou man is nie altyd by jou nie.
En as hulle nie daar is nie, dan bly jy vertrou, dis nog steeds my vrou, is nog steeds my man. Ek voel jy is nie hier naby nie, maak nie saak waar jy is nie, jy bly myne. Dis waarvoor geloof daar is. Jesus sê dit vir hulle, want ons vergeet dit, mense. Ons vergeet dat hy is altyd by ons. Wanneer ons weer droog maak, wanneer ons weer sonde doen in hierdie sondige natuur van ons, en partykeer sluk dit ons heeltemal in, ons vergeet dat hy is nog steeds daar. Hy weet alles wat jy doen. Jy kan dit dalk vir die wêreld om jou wegsteek. Hy weet dit. Hy's altyd by jou. Hy's daar as dit goed gaan, hy's daar as dit sleg gaan. Hy's of dit nou vir jou so voel of nie. Dis hoekom dit ons dit geloof noem. Ons vertrou hy's daar. Ek kan enige tyd net met hom praat. Hy's altyd by jou. Hier het hy in Markus gesê, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word, sê Jesus. Wie tot geloof gekom het, hoe gebeur dit? Is dit iets wat ek doen? Moet ek net sê ek glo in die werk van Jesus Christus? Paulus het vir ons dit in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 geskryf. Ek lees dit vir jou. Julle is inderdaad uit genade gered. Deur geloof. Luister hierna. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Dit staan in ons Bybel. God red jou. As jy vandag hier kan sit en jy kan sê ek het 'n diepe, innige begeerte vir God. Regtig. Ek wil God ken. Ek dink nie ek so oulik nie. Dan moet jy weet jy's gered. Dis sekerheid daai. En dankie tog, niemand sal my skei van die liefde van die Here nie. As hy jou gered het, het hy jou gered en hy hou jou vas. Jy kan droog maak, maar hy's by jou. Nadat die Here Jesus dit vir julle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hoe het die disippels geweet Jesus het aan die regterhand van God gaan sit? Hoe was hulle daar? Nee, Jesus het dit gesê. Toe hulle hom gearresteer het, daai aand, donderdag aand, voor Kajafas, het hy dit gesê, dis waarheen ek op pad is. Psalm 110 is dit geprofeteer, dat dit is wat met Jesus die Messias gaan gebeur. Hy gaan sy regmatige plek op die regterhand van God inneem. So hulle het dit geweet, want dit is wat geprofeteer is. En alles wat Jesus geprofeteer het, en alles wat Jesus gesê het, het alles waar geword. So as Jesus gesê het, dis waartoe hy gaan as hy opvaar hemel toe, dan is dit wat gaan gebeur. Hy het sy plek op die regterhand van God ingeneem. Dis hoe hulle dit geweet het. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk. Hierdie staan in Handelinge. Lukas het Handelinge geskryf. Ek het almal so bymekaar gesit om die hele hemelvaart storie bymekaar te kry. En daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. 2 engele staan hier langs die manne. Hulle kyk net so. Hulle is totaal in verwondering. Hier gaan 'n ou op in die wolke. Die sê toe vir hulle, die manne, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien, opgaan het. So ons sien uit. Dis wat dit beteken. Ons is nog in 'n stukkende wêreld, ons word nuut gemaak in hierdie wêreld, deur God, want ons het dit baie ernstig nodig. En hy help ons deur die Heilige Gees nou al om in sy koninkryk te leef en sy boodskap uit te saai vir die wêreld. Hy help ons nou al. Maar ons sien uit na die dag wanneer hy terugkom, wanneer hy hierdie hemel en hierdie aarde gaan nuut maak. Daaroor kan ons nou baie lank praat. Want waar elke traan gaan afgedroog word, waar daar geen meer lyding is nie, waar ons verlos sal wees van hierdie fisiese, sondige stuk lyf. Ons sien uit daarna. Dis hoekom ons ook hoop het sou ons sterf voordat hy terugkom. Jy mag dalk geskok wees vanoggend om uit te vind dat ek en my vrou sê gereeld vir mekaar, hoor jy, ek kan nou maar gaan. Ek sal kyk nou. Paulus het gesê om te leef is Christus en om dood te wees is 'n wins, veral as jy gered is. Ek sit eintlik ontslaaf van hierdie marteling, hierdie seer wat hierdie wêreld my gemaak het, wat hy my nog steeds maak. Ons sien uit. Dis ons hoop. Ons lewe is in sy hande. Dis goeie nuus. Hulle het hom aanbid
en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Jy mag geen ander God aanbid nie. Nêrens in die evangelies lees jy dat Jesus se disippels, hulle het in vrees voor hom neergeval toe hy op die water, die storm stilgemaak het toe hulle op die see was. Maar hulle het nie geweet wat hulle doen nie. As jy gaan lees, hulle het hom gevrees want hulle het nie geweet wie hy is nie. Hier weet hulle wie hy is. Hier aanbid hulle hom as die almagtige God van die heelal wat al die gesag het, want hy is toe al die tyd God in 'n lyf. Hulle sit met al hulle Joodse agtergrond, al hulle wettisisme wat so ingedrul is, en hulle val neer en aanbid hom. Ek het agtergekom en nodig gekom het. Ek het agtergekom wie hy is. Ek kan nie sonder hom leef nie. Hulle aanbid Jesus. Dis terug Jerusalem toe. En luister hier wat sê Markus, hy sê, hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig. Natuurlik. Hoekom gaan ons laat mense in hulle pyn en lyding swaar kry? Weet jy, enige en alle counseling sessions, waarin ek ooit al in my lewe gesit het, kan ons altyd begin by, is jy gered? Weet jy hoe groot vyand jy in jou lewe is? Weet jy hoe ernstig jy genade en redding in jou lewe nodig het? Want die lewenservaring wat jy tot vandag toe het, en ander mense wat nie opgetree het soos hulle moes nie, sal uitgesorteer raak, sommer net daar al. Dis 'n geleentheid om evangelie te verkondig. Om vir mense te sê in hulle sondige natuur, hulle kan en hulle is oulik. Ek hoop dit werk vir jou. En ek hoop dit werk op die eind van die dag uit in jou lewe. Ek kan nie dit doen nie. Ons geen manier, ons kan nie bekostig om stil te bly hieroor nie. So ouliker as wat jy dink, so meer trots as wat jy is, hoe groter is jy in gevaar. Want hoe nader jy in die Here beweeg, hoe meer nederig raak jy, hoe meer besef jy wie hy is en wie jy is. En dat hy nog steeds sy liefde oor jou uitstort, en nog steeds sy voorsiening en sy hulp en sy genade oor jou uitstort. Hulle het oral gegaan en evangelie verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. En wil ek ook net 'n eier lê. Markus het dit so geskryf, ek het nie alles ingevul nie want dit is baie lank. Hy sê die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. So Jesus sê dit nou vir hulle waar hulle op die berg staan voor hy opvaar hemel toe. In my naam sal julle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel en hulle sal drink wat dodelik giftig is. Hulle sal niks oorkom nie en hulle sal drink wat dodelik giftig is. Niemand sal hulle geen kwaad aandoen nie. Die siekes sal julle hande oplê en hulle sal gesond word. Geskryf Markus. Nou, waar is hierdie vandag? Waar is hierdie wonderwerke? As jy onthou toe Jesus aarde toe gekom het, hoe het hy die mense se aandag getrek? Hy het dit gedoen deur wonderwerke. Hy het dit gedoen deur bonatuurlike goed wat vir geen mens normaal was nie, om vir hulle te wys ek is God. Dis al wat daai wonderwerk doen. Daar's party mense wat glo die evangelie is wonderwerke. Daar's mense wat sê die Here wil vir jou 'n wonderwerk doen. Dan dink hulle dis nou goeie nuus. Dis nou die evangelie. En dit is al wat hulle jaag. Die Here is daar om vir jou 'n wonderwerk te doen. Wat beteken dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor jou en wat jy wil hê. Dis jou sondige natuur wat praat, so tussen my en jou. Daar's party mense wat dink dis die evangelie. Wonderwerke het Jesus gedoen om aandag te trek en as hulle ingekom het hy vir hulle vertel wat die goeie nuus is. Want Jesus het by Johannes die doper oorgevat. Dis wat Johannes die doper se werk was om die evangelie te verkondig. Hy het gekom, bekeer julle van julle sondes en laat julle self doop. En toe het Jesus by Johannes die doper oorgevat. En om die mense se aandag te trek, het hy die wonderwerke gedoen. Hy het die wonderwerke gedoen om die geestelike leiers van die kerk te oortuig dat hy God in 'n lyf is en hulle het geweier om dit te glo. Hulle het gesê hy is van 'n demoon besete. Gebeur wonderwerke vandag nog? Ek glo dit gebeur vandag nog. Gebeur dit op hierdie skaal? Ek dink nie op die oomblik nie, nee. Mense gaan vir my sê, het hang af hoe jy daarna kyk. Weet wat? Hierdie wonderwerke is wêreldnuus. Ons lees tot vandag toe nog daarvan. In die laat 1800s en die vroeë 1900s, as jy jou geskiedenis wil gaan opswat, was daar 'n klomp ouens wat die Here gedien het. Hulle naam was die God's Generals in Engels. God se generale. Wat daar 'n herlewing uitgebreek in Azusa Straat in Amerika, waar die Heilige Gees uitgestort is en bonatuurlike wonderwerk het gebeur. Dis tot vandag toe nog wêreldnuus, daar's boeke daaroor geskryf. Dit was in al die berigte, jy kan dit gaan opsoek. Waar die Here weer dit gedoen het, na hierdie keer, waar hy weer hierdie wonderwerke uitgestort het. Daar was weer in die middel van die 90's, was al weer so uitbreek gewees in die wêreld gewees. Daar's ook nuusberigte daaroor geskryf. Ek glo hierdie goed
sal wêreldnuus. Ou wat by my kom, gebeur wonderwerke nog. Ja, dit gebeur nog. Hoekom is dit nie wêreldnuus nie? Dan dink jy ouens die snaakste verskoningkies uit. Luister chom, as kanker uit 'n ou se lyf uit weg is, as hy genees is, dan sal dit weg wees. En dan sal daar 'n brug daaroor wees. As daar massa mense goed sien soos hierdie, sal dit wêreldnuus wees. Ek glo dit gebeur vandag nog. Dit gebeur op plekke. Jy hoor van mense, van stories, daar's nou die dag weer 'n storie gewees wat ek gekyk het van hierdie kind en hierdie maat van haar kind gaan bid nadat hy 'n dag dood was en hy het lewendig geword. Ek glo dit gebeur, maar dit is wêreldnuus. Dis 'n wonderwerk. En hoeveel mense het na die Here toe gekom as gevolg daarvan? Dit gebeur nog. As jy vandag in 'n kerk kom en jy sien 'n ou drink gif en hy sê kyk, die Here gaan my nou spaar. Ek hoop regtig die Here is op die toneel. Ons het dit nou die dag gehad in die nuus. Ek dink so 2 of 3 jaar terug waar hulle een van hierdie nie blanke kerke het die mense met doom in die gesig gespuit. Het julle dit gesien? Want ek sal gif drink. Hulle het nou nie gif gehad nie, toe gebruik hulle maar doom. Maar in elk geval, wonderwerke gebeur vandag nog. Ek glo dit vas. Ek glo die Here openbaar sy heerlikheid. Maar die mense is so gierig dat ons wil hê dit moet oor ons gaan. As ek my wil het, moet die Here asseblief net elke dag vir my 'n wonderwerk doen. Dis 'n wonderwerk as jy gered is. Daar is nie 'n groter wonderwerk as om die ewige lewe te kry nie. Jou kar of jou huis of die feit dat jy lewendig gebly het nadat jy gif gedrink het, is nie 'n groter wonderwerk as die feit dat die Here jou gered het nie. Dis hoekom Jesus gesê het, hulle sal groter werke doen as wat ek gedoen het. Hulle sal mense die evangelie leer en hulle sal ewige lewe beleef. Daar is nie 'n groter wonderwerk in hierdie lewe as om gered te word. Die Here daag in jou lewe op en hy sit in jou begeerte vir hom nie. Daar is niks groter nie. Wat leer ons by Jesus vanoggend? Sorry, ek sien niks oor die tyd. Ek is baie passionate hieroor, julle kan dit seker hoor. Nommer 1, hy's soewerein. Hy's almagtig, hy's my Here. Hy's die een onder wie ek myself onderdanig gaan aanstel. Hy kan sê wat hy sê, ek's daar. Ek daag op. Hy's belangriker as my skedule, as my werk. Ek's daar of dit reën of dit haal of dit sneeu, ek's daar. Here, heel eerste, is my lewe. Is die weg, die waarheid en die lewe. En ek kan u net dank daarvoor. Want ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Ek kan tot vandag toe nie iets doen om dit te verdien nie. Nommer 2, die mens is deel van sy plan. Daar's baie mense wat glo die evangelie is, die Here het 'n plan vir jou lewe. Want ons almal quoteer Jeremia 29 vers 11. I know the plans I have for you. Praat die Here met die hele nasie van Israel en hy verwys na die plan dat deur hierdie nasie gaan ek die verlosser in die wêreld inbring. Hy praat nie met 'n individu nie. Maar as baie mense wat hulle Bybel vat en sê, die Here het 'n plan vir my lewe. Die Here het nie 'n plan vir jou lewe nie. Jy is nie so magtig nie. Hy's die een. Hy het 'n plan vir die wêreld en hy bring jou om deel daarvan te wees. Hoe amazing is dit dat die God van die heelal my in sy plan vir die wêreld innooi. Nommer 3, hy kom weer terug. En dit moet vir my en jou lewe gee en hoop gee. En sê ek wens ek kan soveel mense saamvat as ek kan. Net om vir mense te sê. Ons, die Here vergewe, die Here is genadig, die Here se werk in die kruis doen dit vir jou. Heilige Gees werk in hierdie persoon terwyl ek vir hom die evangelie gee. As die Here daai persoon se lewe red, het hy reg voor jou oë wonderwerk gedoen. Was jy wat so oulik was nie? Jy was net gehoorsaam aan jou Here. Hy bekragtig ons deur die Heilige Gees. En so kom ek vanoggend sê, ons is moeg en ons is uitgeput, tawwe 'n paar weke, maar die Here gee ons die krag om dit te doen. As jy dalk sê vanoggend, ek weet nie om vir iemand te getuig nie. Niemand gaan hierdie boodskap van hou nie. Jesus het gesê, as hulle my gehaat het, gaan hulle julle haat. Wie gaan die wêreld jou begin haat? As jy vir hulle vertel hulle suig. Ons het nodig om dit te doen. Ons het nodig om vir mense te sê, julle is op pad in die verderf in. Maar ons goeie nuus. Jy weet nie wie die Here red nie. Niemand van ons weet nie en dis hoekom ons dit doen. As daar 'n kans is, gaan ek dit doen. Maar hy gee jou die vermoë, deur die Heilige Gees gee jou die krag om sy getuie te wees. As jy aanhou aandag gee aan hierdie, ons het laasweek hieroor gepraat, en jou begeerte vir God in jou lewe,
Hy sal vir jou die krag gee, hy sal vir jou die wysheid en die insig gee. Dit werk soos met enige ander probleem in jou lewe. Jy sit dalk met 'n uitdaging voor jou deur, jy weet nie wat om daaraan te doen nie, dan gaan weke, dan gaan 'n paar dae verby, en jy raak dalk angstig, maar jy probeer die hele tyd kreatief dink, en die een oggend staan jy in die stort, en dan kom dit soos 'n lig, gloop hier op, en dan ewe skielik het jy 'n antwoord. Dit werk presies dieselfde as jou fokus die evangelie is. As jy nie weet hoe om die evangelie te verkondig nie, vra die Here. Sê vir hom, Here, help my. Help my om vir hierdie ouens te sê hoe goed U is. Moenie my die fokuspunt maak nie, mag hulle U teenwoordigheid en krag beleef. Help my, Here. Ek sê vir jou, die Here gaan jou nie los nie, want dit is 'n gebed reg in sy wil vir die wêreld. Die Here gaan nie vir jou 'n klip gee as jy vir hom vir 'n brood vra nie. Veral nie as dit sy wil is nie. Hy gaan vir die wysheid en die insig en die krag en die kreatiwiteit gee om daai boodskap te kommunikeer. En mense gaan die waarheid hoor. Mense, ons het nie nog 'n sagte pat op die bek en jy's okay, jy kan maar rustig wees, ag, al sal okay wees nie. Ons het nodig om die waarheid te praat. Die wêreld is al hoe meer besig om sieker en sieker en sieker en sieker te raak. Ek het dit nou al baie gesê, ons bly nie eers net by die voorskrifte van die Bybel wanneer dit kom by die huwelik nie. Ons bly nie by die voorskrifte van die Bybel wanneer dit kom by hoe ons mekaar moet hanteer nie. Ons het vandag geslagte. Waar is ons? By 77. Daar's nie net meer 'n man en vrou in die wêreld nie. Ons kan nie bekostig om stil te bly nie. Maar Here, help my, gee my die krag, gee my die wysheid, gee my die insig om op die regte manier in liefde dit te doen. Dat mense U sal beleef, dat hulle U krag sal beleef, dat hulle U wonderwerk, dat hulle hierdie verlossing, U juk is sag en my las is lig sal beleef, dat hulle die enigste weg, waarheid en lewe sal beleef. 8 minute oor die tyd, sorry ons, kom ons bid. Hemelse Vader, ons gee U al die eer, ons loof en ons prys U vir wat U vir ons almal beteken en gedoen het aan daai kruis. Here, dit oorweldig my vanoggend weer, as ek dink dat ek nietige mens vir U waardig was om te sterf aan 'n kruis. Here, al sien ons dit self nie raak nie, wil ek bid dat U krag in ons gemanifesteer sal word. Dat ons die stem hard en duidelik sal hoor, dat ons sal bewus raak van ons sondige natuur, wat ons dink so oulik is partykeer. Kom oortuig ons Heilige Gees van ons afhanklikheid van U elke dag van ons lewe. Gee ons die inspirasie en die vermoë om vir ander mense van U te vertel, dat ons nie sal stil bly nie. Dat ons sal ophou staat maak op onsself, dat ons die rus en die vrede sal beleef van wat dit is om al ons vertroue op U te sit. En daar te leef elke dag van ons lewe. Here, daar is niemand soos U nie. En ons loof en ons prys U vir wie U is. Terwyl almal se oë toe is, wil ek vanoggend vir jou sê, as jy die Here ervaar vanoggend in jou lewe, praat met jou. En jy ervaar berou. Weet vanoggend dat hy het in jou gewerk en hy's besig met jou. Vertrou hom. Vra hom, Here, help. Bely as jy moet bely vanoggend. Want hy wil jou red. Hy het gekom om te soek en te red. Hy red net die wat siek is. Dit beteken nie daar is gesondes nie. Dit beteken hy red net die wat siek is. Hy het so gesê. Gaan net so 'n oomblik, kom ons bly net vir 'n oomblik stil. Dankie Here vir U woord vanoggend. Ons loof en ons prys U daarvoor. In die naam van Jesus, amen.